in ons midde te hê. Ons is so dankbaar om elkeen 'n Bybel te hê. Wie in Suid-Afrika is ons so gelukkig. Baie van ons het meer as een Bybel. Sommer 2, baie het sommer 3 in die huis. Daar is sekere plekke in die wêreld waar daar nie eers Bybels is nie. Plekke soos Rusland en die plekke, China waar die ondergrondse kerk nie eers mag bestaan nie. Hulle mag eers die woord van die Here lees nie. Maar ek en jy het vanmôre die voorreg om die woord van die Here in ons midde te hê. Ek wil vanmôre met jou oor 'n gedagte praat. Dit is nou al meer as 'n week wat die Here dit vir my gegee het en wat ek vir jou op my hart dra. En ek het vanmôre vir jou wil bring, maar wat interessant is, vanoggend toe ek die radiostasie aanskakel, radio sonder grense, toe het hulle juis hierdie boodskap, is iemand besig om te preek, en ek sê, Here, hier preek hy die hele woord wat u vir my gegee het. Ons kan sê toevallig, maar ek dink die Here wil hê die hele Suid-Afrika moet dit hoor. Miskien moet ons dit ook vanmôre met mekaar praat. En ek wil vanmôre met jou praat oor 'n baie belangrike gedeelte, en ek wil die opskrif wil ek gee vanmôre. Ek wil hê jy moet saam met my blaai na Markus 10 vers 13 toe as jou Bybel saamgebring het. Blaai na Markus 10 vers 13. Nou, ek wil vanmôre met jou praat oor daar is 'n oorlog aan die gang teenoor ons kinders. Ons praat baie oor onsself, oor sondaars, oor mense rondom ons, die buurman en die buurvrou. Maar ons vergeet soms dat een van die belangrikste wat vir ons en vir die Here baie belangrik is ons kinders. En daarom wil ek vanmôre met jou praat dan oor hierdie gedagte. En ek wil begin deur te lees uit Markus 10 vers 13. Markus 10 vers 13. En hulle het kindertjies na hom gebring dat hy hulle kon aanraak. En die disippels het die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy dit baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Hierdie mikrofoon ken net vir pastoor Willie. Hy ken nie vir my nie. So hy wil nie saamwerk vanmôre nie, ons gebruik so 'n ander mikrofoon. Nou ja, ek wil vir jou 'n verhaaltjie vertel wat ek gehoor het, wat baie mooi inskakel by hierdie stukkie wat ek nou gelees het en wat ek vanmôre met jou wil deel. Daar was vertel en ek het gehoor van 'n seentjie wat baie ernstig siek geword het. Die ouetjie was so hier by die 5-6 jaar oud. En hy het 'n ongeneeslike siekte gekry wat die dokters nie 'n keur voor gehad het nie. Hulle het hulle bes gedoen en hulle het alle mediese ondervinding gebruik en hulle toetse gedoen en al die dinge en daar was net nie medisyne om hierdie siekte te genees nie. Maar op 'n dag het daar 'n wonderwerk gebeur. En skielik het die ouetjie begin beter word en na 'n ruktyd is hy gesond verklaar en die dokters, die geneesheer het hulle koppe geskit en gesê, dis 'n ingrype van God. Maar dit was nie lank daarna nie, 'n week of wat daarna, het sy sussie, wat ouer as hy was, die suster, begin siek word. En in haar siekte het dit al ernstiger geword, dat die dokters nader gesien het, sy gaan dit nie maak nie. En die geneesheer het begin praat met die ouetjie se ouers en daarna het ingestem, maar daarna met die seentjie. En vir hom gesê, en die dokter het met hom gepraat en gesê, Boetie, ons weet dat jy het hierdie siekte gehad en jou bloed het liggaampies, teenliggaampies opgewek om hierdie siekte te staan. En daarom wil ons jou vra, wil jy nie jou sussie se lewe red deur jou bloed vir haar te skenk nie? Kyk nou net, nee. En die ouetjie het 'n bietjie gedink en toe later toe sê hy, ja, oom dokter is reg. Ek sal dit doen. En hulle het die ouetjie dan ook langs die sussie op die bed langs aan gesit en bloedoortapping gedoen. En hy het gesien hoe dat die kleur
van die wit gesiggie weer terugkom en sy sussie daar weer lewe daar inkom en hy het so gekyk en na 'n rukkie toe hy sien dit gaan, sy lyk goed, toe sê hy, oom dokter, en wanneer gaan ek begin doodgaan? Want jy sien, hy het gedink as hy sy bloed gee, dan gaan hy al sy bloed gee en hy gaan sterwe, en sy bloed gaan sy sussie gesond maak, en hy moet die dood ingaan. Maar aan die kinderlike denke, het hy soveel liefde vir sy sussie gehad, dat hy bereid was om te sterwe, sodat sy net kon lewe. Dis kinderlik. En of hierdie verhaal nou waar is nie, maak nie saak nie, maar as 'n les in opgesluit wat ons vanmôre hieruit kan leer, en dit is dat ons vanmôre vir mekaar moet sê, soos Jesus gesê het, as jy die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal jy daar nooit ingaan nie. Mense, meeste Christene is te slim met die verstand en te dom met die hart. Die meeste van ons is te slim met die Bybel uit en te groot vir die koninkryk. Want baie mense dink, jy moet die hemel haal deur jou goeie werke en dit wat jy doen en hoe dat jy vir ander gee en hoe dat jy vir die kerk gee en hoe dat jy dit doen en hoe dat jy dat doen. Maar weet jy, Jesus sê, jy sal die koninkryk nie ingaan as jy dit nie soos 'n kindjie ontvang nie. As jy nie word soos 'n kind nie, kan jy daar nie ingaan nie, want jy sê, jy moet kinderlik opreg wees. Dit moet 'n goddelike oorgawe wees. Dit moet 'n oorgawe wees wat sê, ek gee my alles vir U, Here. Ek is bereid om alles prys te gee. En dis wat dit beteken, kerk van die Here, om 'n kindjie soos 'n kindjie die koninkryk van die hemel in te gaan. Jy moet al hierdie ander ou dinge 'n bietjie afsterwe en aflê. Ons moet, ek en jy moet ophou dat ander mense ons lewens dikteer. Ons moet ophou dat ander mense vir ons sê en dit vir ons in ons lewe so maak dat dit later nie meer vir ons lekker is om die Here te dien nie. Kind van God, die verhouding tussen jou en die Here het niks met jou buurman te doen nie. Hy kan nie vir jou die hemel oopsluit nie. Sy kan jou nie help om die hemel te haal nie, behalwe om te bid en te praat en jou te bemoedig. En daarom sê die Bybel, dat daar op die balkonne van die hemel 'n skaar van engele is, en opgewonde na jou roep en mense is, wat gered is, wat na jou roep en sê, hou aan, hou aan, hou aan, moet net nie ophou nie. Net nie iewers omdraai nie. Om soos 'n kindjie aan te gaan, sien ons hier dat die Here Jesus in sy dag besig was met 'n baie groot veldtog. Die Bybel sê hy was besig om die evangelie uit te brei, hy praat oor allerhande dinge terwyl hy daar besig is om met die klomp mense te praat. Dan skielik kom daar 'n mammie, 'n ma met haar kindertjies of 2 of 3 moeders, ek weet nie. Die Bybel sê nie hoeveel was hy nie. Hy sê maar ouers het hulle kinders na hom gebring in die middel van hierdie groot diens wat hy besig om te hou. Soveel so dat almal gesit en luister het, aan sy lippe gehang het, maar skielik stop hy hierdie prediking en hy maak tyd vir die kinders. Hulle bring hom, al die kinders na vorentoe. En hulle bring dit toe by hom. En die disippels begin opgewonde raak en hulle begin aggressief raak en hulle begin hulle bestraf en hulle sê, luister, moenie die kinders na Jesus toe bring nie. Julle is besig om hom te pla. Die Bybel sê die disippels het hulle bestraf. So hulle was nie baie ingenome met hierdie ouers en hulle kindertjies nie. Hulle het gedink daar's 'n tyd vir alles. Hulle het gedink 'n diens het net 'n sekere volgorde. Ons het mos nou groot geword in hierdie volgorde. En as dit nie hierdie volgorde is nie, dan is ons nie met dit nie. En dan sê ons dis nie van die Here af nie. Mense, in die Here se dienste is daar nie volgordes nie. Daar's alleenlik Heilige Gees leiding. En as die Here nou wil hê ons moet vir die siekes bid, dan moet ons nou vir die siekes bid.
Want as hy nou iemand wil gesond maak, dan maak hy hom nou gesond. En as hy nou wil hê ons moet die kindertjies bedien, dan moet ons hulle nou bedien. En dis wat hier gebeur, terwyl hulle hierdie kindertjies bring, roep die disippels en sê, nee, julle is buite orde. Daar is genoeg tyd vir dit. Die kindertjies is nie so belangrik nie. Hulle kan net nou laat hulle maar eers gaan speel. Hulle kan net nou inkom en hulle kan net nou so 'n bietjie deel van ons word. Nee, kerk van die Here, hoor wat sê Jesus, hy stel meer belang in die siel van die mens as in die orde van 'n diens. Hy stel meer belang in hoe dit met jou siel gaan as hoe dit met jou kerk se lidmaatskap en die orde van die diens gaan. En dan sê hy, die Bybel sê, hy het hulle dit baie kwaadlik geneem. Die Bybel sê nie die Here Jesus was net 'n bietjie ongelukkig nie. Hy sê hy was baie ongelukkig. Hy het hulle dit baie kwaadlik geneem. Mense, ek dink die Here het vanmôre ook in sekere van ons dienste, neem hy ons baie kwaadlik vir wat ons eintlik behoort te doen en nie doen nie. Ons sê, Here, wat maak ons gelukkig? Terwyl ons eintlik moet sê, Here, wat maak U gelukkig? Terwyl ons eintlik moet luister na wat die Gees van die Here ons lei, wil ons sê wat is vir ons lekker. En dan as ons dan nou moet gaan op mense se voorkeure en afkeure, dan het ons vanmôre, ons is seker hier so maklik so amper 40, 50. Sal ons 50 verskillende antwoorde kry. Ek sê baie keer, ek weet nie hoe die Here dit doen dat hy ons almal gelukkig hou nie. Want in 'n diens is dit net onmoontlik om almal gelukkig te hou. In 'n kerk is dit onmoontlik. Ek weet waarvan ek praat. Ek kom ons ook van die kerk die verlede af. Want jy sien in elke kerk het ons 'n ou knorrige jors. Hy lyk net so 'n bietjie anders. Of sy naam is 'n bietjie anders, maar hy's presies dieselfde. Vir alles is hy kwaad. Alles wat gebeur is verkeerd. En dis dat ons het 'n ou bemoeisike ou Sarah wat altyd alles wil oorvertel. Die een maak nou so en daai een maak nou so. En ag dominee of pastoor, jy moet daarom kyk dat daardie ou Sannie, moet jy 'n plan mee maak. Sy's dan te lastig in die dienste. En so het ons verskillende mense wat presies dieselfde optree, net ander name. En ons het ou flinke Jannie wat net wil dans voor die Here. En hy wil dit appel en hy wil dit spring. En ons het 'n ander enetjie wat net wil getuig en jy moet net keer want as jy hom kans sien om te getuig dan is dit sommer so 'n uur lank. En jy kry hom nie mooi stil nie want hy het soveel om te vertel. Hy lyk soos 'n pensionaris pastoor of dominee, hulle weet te veel. As hy die dag kans kry om te preek, dan het hy nie brieke nie. Dan preek hy soms oor 'n uur en 'n half aan mekaar, laat almal begin amen sê. Hulle kan nie hulle oë ophou nie. Sy kop bly knik, nê. Maar nou vind ons in hierdie diens sê ons daar's een ding wat vir die Here noodsaaklik was. Hy wil ons iets leer daardie dag en dit is nie verniet hier opgeskrywe nie. Dink jy die Here dit laat opteken in sy woord net om vir ons daarvan kennis te neem? Nee, hy het dit laat opteken sodat ons kan weet waarin hy belangstel en waarvan God hou. Ek wil vanmôre vir jou sê die Here hou van kindertjies. Die Here is lief vir kindertjies. Aan die sulkes behoort die koninkryk van die hemel. Die dag wat ons in lewe, het ek in die begin gesê is daar 'n geweldige oorlog teenoor ons kinders ingestel. In Suid-Afrika, vergeet maar die wêreld, want die wêreld lyk nog erger as Suid-Afrika, dink ek. Maar in Suid-Afrika word elke dag wat ek en jy lewe, tientalle kinders ontvoer. Tientalle kindertjies word verkoop en jong mense word verkoop as seksslawe.
En hulle ouers hoor nooit weer van hulle nie. Hartseer julle. Suid-Afrika hoor ons die een na die ander skrikwekkende gebeurtenis en hofsaak wat gebeur. Die ander gesê 'n paar weke, maande terug het ons gehoor van 'n moeder wat 'n kind verkoop het. Om watter rede maak nie saak. Ek het ander gehoor hoe dat iemand vertel in 'n nuusberig, hoe hulle vertel van 'n vrou wat aangekla word vir die dood van haar stiefdogtertjie wat maar 4 jaar oud was. En toe sy verklaring en toe sy vertel van hoe dit gebeur het, toe sê sy het water in die bad getap en sy die kind in die bad gesit en bo op haar gaan lê. En haar verdrink. Mense, dis die werklikheid waarmee ons te doen het. Dis die werklikheid wat ons vanmôre in Suid-Afrika beleef. Rondom ons is daar soveel dwelmhandel, dat ons kinders nie meer weet wat reg en verkeerd is nie. Daar word dwelmkartelle oralste in ons land word opgewek. Daar's fabrieke wat dwelms maak, wat hulle nou onlangs het hulle hier in Limpopo het hulle dit oopgevlek. Was daar op 'n plaas 'n groot dwelmfabriek. In die week weer 'n klomp dwelms in die Kaap gekry. Ek weet nie wat 17 miljoen rand se dwelms is nie. Mense, hierdie goed is in ons skole. Dis tussen ons kinders. Jy hoef baie ver te soek nie, gaan kyk net bietjie na jou selfoon vanmôre, daai mooi foon wat jy het, wat soveel eienskappe het, dat ons die wonderlikste tyd van ons lewe het, want daar is soveel tegnologie, en ons kinders kyk heeldag op dit. Nou die dag toe sê hulle, die kinders het nie tyd. En ek en jy het nie tyd om te leer, en ons het nie tyd vir die kerk, en ons het nie tyd vir hierdie, en ons het nie tyd vir daai nie, want ons is so besig. Dus is een van hierdie mense wat jou help om 'n bietjie rigting te kry, en vir jou in jou lewe 'n bietjie voorspraak en wys waar die fout is. Dus sê sy hierdie woorde, vat bietjie jou foon en gaan kyk net 'n bietjie. Want daar is iewers op jou foon, vind jy een van daai icons waar jy kan ingaan. En jy kan sien hoeveel ure jy vandag op jou foon deurgebring. Toe jy geëet het, het jy heel veel tyd op die foon gekyk, want jy was besig om met iemand te praat. En as jy kyk na jou kind se lewe, sal jy sien, dat die helfte van die dag is hulle besig op die foon. En weet jy, op hierdie foon is een van die verskriklikste dinge, daar is pornografie, daar is al hierdie goed wat opspring, net so, wanneer jy foon oopmaak, dit spring sommer voor jou oop. Nou, arme kind, wat so graag wil kyk, en wat wil ondersoek instel. Dit is so verleidend en verloklik. En as ons al hierdie dinge bymekaar bring, dan sê dit vanmôre vir ons iets, Lawrence, maar waar lê die oplossing? Jy vertel ons nou so baie van die verkeerde en die snaakse dinge. Waar lê die oplossing? Ek wil vanmôre vir jou sê, die kerk was al die jare die oplossing. Want jy sien, die kerk het Jesus gepreek. Die kerk het gesê, daar is hoop. Die kerk het gesê, mense, bring julle kinders na die kerk toe, en ons sal hulle leer van die Here, en ons sal hulle by Jesus uitbring. En die kerk was daar gewees met tienerkampe, en met sonnaskoolkampe, en waar hulle hartjies aan die Here gegee het, en menigte kinders tot bekering gekom het. Baie predikante in die Pinksterkerke het in hulle sonnaskoolloopbaan by Jesus uitgekom. Vandag is daar amper nie meer kampe nie. Daar's amper nie meer vir ons kinders plekke waar hulle tot bekering kan kom en hulle harte vir die Here kan gee nie. Ek sê vanmôre, kerk, ons het net 1 uur in 'n week om ons kinders by Jesus uit te kry. Die wêreld het 5 dae van die oggend 8 uur tot die middag 2 uur om ons kinders te beïnvloed. Die skool. En vandag word Christendom uit die skole uitgebring. Dank die Here vir die skole waar daar nog
Christene is wat lees, Bybel lees en wat die hoofde dit nog doen en waar daar nog gebed is. Maar eintlik mag dit nie in die skool mee gebeur nie. Ons kinders leer eerder van ander gelowe. Daar's 'n vak wat die kinders moet leer wat ander gelowe beteken. Waar hulle vandaan kom en wat is hulle heilige boek en wat hulle almal leer uit daai boek uit. En hulle moet leer van die geskiedenis van hierdie en selfs van die voorvader geeste en al hierdie dinge word genoem van die voorvader geloof en al hierdie goeters. En jou en my kind moet dit inneem. En daardie gelowe sal nooit toelaat dat Christendom so in die skole verkondig word nie. Dat hulle kindertjies van die Christene of van Christus Jesus moet leer nie. Maar ons kinders moet leer van die boeke van die ander gelowe. Mense, waar is die oplossing vir môre? Die kerk is die een oplossing. En die kerk moet sy werk doen. En ek wil vanmôre vir elke predikant in ons land sien wat in die Christelike geloof is en wat in Jesus Christus glo in die reddende genade van God, om die kerk weer toe te rus, om ons kindertjies by Jesus uit te bring. Dat ons gemeente weer begin. Ons gemeente hier in die Minimwil moet begin of moet doen. Ons moet ons kinders by Jesus uitkry. Kerk van die Here, dit help nie ons spandeer ons geld net op sekere dinge nie. Ons moet dit op die redding van hulle siele spandeer. Ons moet ons tyd op die redding van ons kinders se siele spandeer. Doen ons dit nog? Is ons besig met God se werk? Of is ons eintlik maar besig om kerk te speel? Die tweede deel van wat die Here van ons vra, van hoe om ons kinders te help en te red tot by hom te bring, wil ek jou lees uit Deuteronomium 6 vanaf vers 4. Deuteronomium 6 vanaf vers 4. Hy sê, hoor Israel, die Here ons God is die enige Here, hy alleen is God. Daar is nie 'n ander God nie. Vers 5. Daarom moet jy die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag. Jy moet die Here jou God lief hê. En voor ons met ander mense daaroor kan praat, want ons eers kyk hoe lyk ons liefde vir die Here. Want ons praat maklik, maar jy sien, ons sien maklik die ouderlingse foute raak. Ons sien maklik die een wat die orgel speel se foute raak. Ons sien maklik die ou wat daar voor staan en die mense groet se foute raak. Of die Christen langs ons. Maar kyk ons soms na ons eie foute. Hoe lief het jy die Here vanmôre? Let wel, die Bybel sê nie hier of jy 'n kort gebedjie bid of 'n lang gebed nie. Die Bybel sê nie hier of jy af en toe Bybel lees of jy elke dag die Bybel lees nie. Die Here God vra hier, is hy self wat vra. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou siel, met jou verstand, met jou krag, met alles in jou. As jy die Here God nie lief het nie, gaan jy binnekort nie meer kerk toe kom nie. Och, Lourens, hoekom sê jy so? Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy kerk toe kom en met jy eiers kry, gaan jy dit nie maak nie. As jy die dag die eiers stop, dan kom jy nie meer kerk toe nie. As jy kerk toe kom omdat jy meel kry, kan ek jou beloof, as daar oor 6 maande droogte kom, as nie meer mielies nie, as nie meer meel nie, as jy ook weg. Kom jy ook nie meer kerk toe nie. As jy kerk toe kom om enige ander rede behalwe omdat jy die Here jou God lief het met jou hele hart en siel, beloof ek jou, kan alles onder jou gee pad. Jou fondasie kan maar uitval, jou besigheid kan maar bankrot speel, jy kan maar swaar kry, jy kan maar siek word, wat ook al gebeur, jy sal die Here nooit los nie. Want die Here los jou nie. En ja, ons kom so naby dat ons al die handjie oop het en sê, Here, los maar. Dan sê die Here, nee, ek gaan jou nie los nie. Ek gaan jou vas, want jy's myne.
Ek gaan jou deurdra, al gaan dit swaar met jou. Ek sal jou deurdra. Ek sal jou nooit los alleen nie. En nou gaan hy verder. Hy sê hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Jy moet God se woord in jou hart hê. Jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor praat as jy in jou huis sit, as jy op die pad ry, as jy gaan lê en slaap en as jy opstaan. God se woord moet altyd eerste wees in jou lewe. Anders gaan ons dit nie maak nie. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand. Dit moet 'n voorhoofsband tussen jou oë wees en jy moet op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Mense, die kommunis sê gee jou kind vir my net vir 8 jaar, dan maak ek hom 'n kommunis en hy sal nooit weer iets anders wees nie. Kom dink julle het hulle soveel kinders van Oekraïne gesteel. Weggevoer voor die oorlog. Duisende. Hulle het kommuniste van hulle gemaak. Want hulle weet, as jy die kind oplei van geboorte af, van kleins af, hier op 8 jaar, dan sy ingedoktrineer, hy kan nie meer normaal dink soos elke westerse persoon soos ek en jy nie. En daarom sê die Bybel, leer jou kinders. Leer hulle, hoe moet ons hulle leer? Ons moet daaroor praat. Mense, het jy al vir jou kind geleer wat dit is om die Here lief te hê? Het jy jou kind geleer, hoe moet hy by Jesus uitkom? Het jy jou kinders geleer, hoe moet hulle tot bekering kom? Ja, Laurens, maar dit is die kerk se verantwoordelikheid. Julle, die Bybel sê jy moet dit doen. Nie die kerk nie. Die kerk doen saam met jou dit. Maar jy is die een wat dit moet doen. Ek onthou jare gelede, toe ons kindertjies klein was, die oudste enetjie, ons meisiekind was daai jaar, ek dink 6 jaar oud. Ons het daar op 'n plaas gebrei op Tosca, baie wonderlike wêreld. Hulle het groot geword op die plaas. Ons het kerk gehou elke Sondag, eenmal 'n Sondag, ver gery omtrent 40 km. As ons Vosroop toe ry, het ons 120 km gery, maar die mense was diens vir diens daar. Maar dis nie waaroor ek wil praat nie. Die kinders was elke Sondag in die kerk. Onthou, 'n predikant se kinders is seker die ouens wat die meeste kerk toe gaan. En dis hoekom die mense sê dat hulle raak afvallig as hulle groot geword het, want hulle gaan te veel kerk toe. Dis net as hulle nie by die Here uitkom nie. As hulle by die Here uitkom, bly hulle daar. En hier, een aand, terwyl ons besig met huisgodsdiens en na ons klaar is en hulle bytjies toe gaan, toe vra my dogtertjie vir my hierdie woorde. Sy sê vir my, pappa, wat moet ek doen? Eintlik sê sy so, pappa, hoe word 'n mens 'n kindjie van liewe Jesus? Want sy het nou gehoor, ons preek mos, jy moet jou hart vir die Here gee, jy moet op bekering kom, jou hand opsteek, jy moet opstaan, jy moet uitkniel en die goeters. En sy vra vir my, hoe word 'n mens kind van die Here? Nou praat ek as 'n groot mens mos met haar, nou sê ek, ag, sy's nog so klein, sy sal later hoor. Nou sê ek, ag my kind, jy moet net jou hartjie vir liewe Jesus gee, en dan sal liewe Jesus aankom. Ons sê ons altyd vas so. En dan sal hy inkom, en hy sal in jou hartjie kom woon, en dan word jy kind van hom. En as jy later groot is, dan sal dit anders wees. Dan sal jy die Here dien. En ek sal nooit vergeet nie. En sy draai haar gesiggie so na my. Sy het so by die bytjie gekniel. En sy draai haar gesiggie na my en die trane hardloop so oor haar wange. En sy sê vir my, maar pappa, hoe doen 'n mens dit? Hoe doen 'n mens dit? Hoe maak jy jou hartjie oop vir die Jesus? Dan skielik besef ek, maar ek praat oor haar kop. Sy verstaan nie wat sê ek nie. En ek begin vir haar vertel hoe 'n mens die Sondagsgebedjie bid en ek help haar en ek lei haar na Jesus toe en sy bid die Sondagsgebed op 6-jarige ouderdom, kind van die Here, en sy dien vandag nog die Here. Daai dag het die Here haar siel gered.
Daai dag het sy haar lewe verander. Ons moet ons kinders weer by Jesus uitkry. Daar's 'n oorlog aan die gang en die wêreld probeer hulle met propaganda en met al hierdie dinge op die selfone en op die TV en op YouTube en al hierdie wonderlike dinge wat ons het, met al die verskriklikste dinge wat daar wys. Is die wêreld besig om hulle te beïnvloed en hulle weg van Christus te probeer kry. Suid-Afrika is nie meer so Christenland soos ons dink nie. Suid-Afrika probeer ook die kerke aan bande lê al vandag die regering. Ek wil 'n laaste versie vir jou lees. En dit is Markus 9. Markus 9 vers 42. En hoor hoeveel stel die Here in die kindertjies belang. Dat hy 'n waarskuwing in die Bybel opteken. En hy die volgende neerskrywe vir elkeen om te luister, elke pedofiel, elke verkragter, elke mens wat 'n kind molesteer. Hoor wat sê God. Elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel. Dit is beter, sê die Here vir hom of vir haar, as daar 'n meelsteen, 'n klip om sy nek gehang word en hy word in die diepte van die see gegooi om te verdrink, amper sê ek versuip. Want 'n dier kan net versuip. En 'n mens wat 'n kind molesteer en verkragt kan maar soos 'n dier beskryf word. Liewe mens, wat ek vanmôre vir jou wil sê, die tyd wat ons in lewe, jy het nodig om vanmôre belang te stel wat die Here sê oor die kindertjies. Ons het vanmôre nodig om belang te stel vir elkeen wat luister na hierdie woord vanmôre van my. Ek wil vanmôre vir jou sê, God stel belang in elke kind. Die Bybel sê op 'n ander plek sê hy, hulle beskerm engele, staan dag en nag voor die Here en doen verslag oor elke kind. Maar Lourens, Suid-Afrika is daarmee so erg, hè? Ek wil vanmôre vir jou sê, daar word soveel babatjies deur abortus om die lewe gebring in Suid-Afrika. As waar daar seker mense om die lewe gebring word, groot mense, wat vanmôre vermoor word. En elke ongebore babatjie wie se hartjie nog klop en aan die gang is en hy word deur abortus vermoor. Vir hulle, die persone wat dit doen, is daar 'n reg. En tot ons howe veg vir hulle. Want daar is vandag in Suid-Afrika 'n wet wat sê jy mag abortus doen. Maar vir die slagoffer, die babatjie wat ongebore is daar nie reg nie. Wat ek vanmôre vir jou wil sê, voor jy dink aan abortus, bepeins dit eers goed. Of God sê ja, en of hy sê nee. Ek sluit af. Ek wil vanmôre dit by jou los. Terwyl ons soveel rede het om ons kinders in die vrede van die Here groot te maak, wil ek vanmôre vir jou vra, dra jy vanmôre by tot die redding van jou kind se siel? Baie van ons het dalk in die verlede nagelaat, maar ons het nog 'n kans om reg te maak. Want jy het vanmôre dalk kleinkinders, en jy dalk vanmôre agterkleinkinders of agterkleinkinders, met wie jy vanmôre hierdie woord van God kan deel en met liefde kan hanteer en vir hulle vertel van die liefde van Jesus.
Ek onthou die verhaal wat iemand vir my eendag vertel het van 'n pa, die pa vertel my van sy seun wat toe hy nou uit die huis uit is, soos hy groot en hy het hom altyd saam kerk toe gevat oral waar hy gaan en al die ou, jy weet, soms word die tieners so kwaad want pa sê jy sal kerk toe gaan. Hy sê ek wil nie kerk toe gaan nie pa, jy sal gaan. Blaas hy hom so 'n vuur baar op dat hy kouse staan eintlik so regop. En sy hare en die nek staan regop en die kuif staan regop, alles staan regop. En die pa sê jy sal gaan. Terwyl jy in my huis is, sal jy gaan. Dan sit hy daar, hy wil nie sing, hy wil nie deelneem, hy wil niks sê nie. Maar hy gaan, wat pa so leer. En toe nou uit die huis uitkom, die kind van die pa, van die ouers. Toe word hy nou groot. En toe hy nou groot is, toe begin pa met hom, toe hy huis uit gaan, toe begin pa nou kort, as hy hom bel, dan sê hy, kom ons sê maar Pieter. Dan sê hy, Pieter, dien jy nog die Here? Pieter het hom al meer opgeblaas en toe hy so vuurbaar is. Toe vat hy eendag die foon en hy sê, pa, as jy ooit in jou lewe weer vir my vra of ek die Here dien, sien jy my nooit weer nie. Dan kom ek in jou huis nie. Ek wil nie naby jou kom nie, want jy slaan my oor die kop in die evangelie en ek is al so tot hier toe vol van die evangelie, ek wil niks meer hoor van dit nie. En toe sit hy en huil voor die Here, die pa, en hy sê, Vader, ek weet nie wat nou nie, hoe gaan ek nou met Pieter praat, hoe gaan ek hom by u uitkry, ek weet hy dien u nie, hoe moet ek nou maak, mag jy met hom vir hom preek nie, ek mag nie die woord vir hom lees nie, mag niks doen nie. En die Heilige Gees lei hom. Die Gees van die Here sê vir hom, Pieter, verjaar mos oor 'n week. Stuur vir hom 'n Bybel. Maar nie sommer hier jy's 'n Bybel nie sommer net 'n hier rond 'n Bybel nie. Jy gaan en jy maak die Bybel oop en jy kry elke versie wat sê, almal wat wedergebore is, sonder wedergeboorte is, die koninkryk van God nie sien nie. So lief het God die wêreld gehad. Almal wat hom aangeneem het, hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, en jy highlight dit. So as hy die Bybel oopmaak, dan sien hy daai groen, moet nou nie pink gebruik nie, want dit is 'n seën. Groen en blou. Dis maar so grappie. En jy highlight dit. As hy dit oopmaak, en hy lees daarin, dan moet dit amper lyk soos Lourens se Bybel. Highlight. En hierdie jong seun maak daai Bybel oop op sy verjaarsdag. En hy begin lees. Want hy's nuuskierig. Hoekom is hierdie een so dik geonderstreep en die ander is nie? En hy lees, so lief het God die wêreld. Dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hy maak die Bybel toe. Die hele dag blaar dit hom. En daai volgende dag maak hy weer die Bybel oop en toe hom oopmaak, toe staan daar geskrywe en almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om 'n kind van God te word. En hierdie jong seun gee sy hart en sy lewe aan die Here. En hy kom terug ouerhuis toe en hy sê, pa, dankie vir die Bybel. Dankie vir die Bybel wat jy vir my gestuur het. Ek het ook by Jesus uitgekom. Kerk van die Here, jy hoef nie om my oor die kop te slaan met die Bybel nie. Jy kan net die evangelie van Jesus uit liefde aan hom verkondig. Ek wil hê jy moet vanmôre saam met my jou hoof buig en jou oë sluit. Ek wil hê jy moet saam met my bid vir jou kinders en jou kleinkinders. Net soos ek vanmôre vir my kinders en kleinkinders bid. En daar is van hulle wat nog tot bekering moet kom en nog moet inkom en ek glo elkeen van hulle sal gered word. Ek glo dit met my hele hart, die Here sal met hulle praat en sal met hulle deel en sal hulle by hom uitkry. Maar ek wil vanmôre bid en sê, Here, red ons kinders se siele. Help ons kinders op Dominion Wil, waar hulle onder soveel verleiding blootgestel word. Here, dat hulle ook vanmôre hier tot redding sal kom. Geef vir ons wysheid om hulle by Jesus uit te bring. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons buig in diepe aanbidding voor U neer. Ons dink aan die kinders van die wêreld. Ons dink aan die kinders van Suid-Afrika. Ons dink aan die kinders van Dominion Wil. Ons dink aan ons eie kinders, kleinkinders en agterkleinkinders en agterkleinkinders. En ons bid vanmôre met trane in ons oë en ons roep na U en sê, Here, wees hulle genadig en red hulle siele.
Gee vir hulle genade vanmôre, dat daar iewers die evangelie na hulle gebring sal word, en iemand op hulle pad langs verby sal kom, wat die woord van die Here vir hulle kan bring. Here, wek die kerk weer op vanmôre, om vir ons kinders om te gee, en hulle met die woord van die Here te kan bereik. Here, help ons om op te hou kerkspeel. Help ons om op te hou, om programme en goeders te hê, en Jesus uit te los, of uit te faseer. Help ons om vanmôre plek te maak, en plek in te bring in ons dienste, en plek in te bring in ons gemeente, waar ons kinders by Jesus kan uitbring, en waar ons tyd maak, om hulle by die koning uit te bring, en hulle tot redding te kry. Here, ons huil vanmôre oor ons kinders. Ons huil oor die redding van hulle siele. Ons huil oor ons kinders in Suid-Afrika, wat so gebombardeer word deur die Satans magte, en wat vanmôre in die skole, en in hulle vriendekringe, en op die selfone, soveel aanslae moet ondervind. Ons bid vir hulle, Here, vir genade in Jesus naam. Ons bid vanmôre, dat hierdie oorlog nie deur die vyand gewen sal word nie. Want U het gesê, U het die vyand oorwin. En ons wil vanmôre die oorwinning uitroep oor Suid-Afrika, oor ons kinders, die vyandsmagte wat hulle probeer infiltreer. En ons wil vanmôre bid, Here, bewaar hulle teen elke vyandsmag. Red hulle en verlos hulle. En help dat ons weer ware ouers en grootouers en agtergrootouers sal wees, wat ons kinders van Jesus sal leer. Vir hulle sal vertel van die genade van God. Dankie, Here, dat U dit vanmôre vir ons doen, in Jesus naam. Amen.